staan saam met my. En u wat glad nie bly is nie, u moet sommer opspring en juig oor die grootheid van die Here. Sal u hom saam met my loof omdat hy koning is? Amen. Hom loof omdat hy die antwoord op gebed is. Kom ons gee die Here hande klap tot sy eer. Nou saam met hom. Halleluja. Amen. Prys die naam van die Here, want hy is wonderbaar. Dink jy nie so nie? Dink jy so? Halleluja, ja, die Here is wonderbaar. Hy is kosbaar, hy is heilig. Prys sy kosbare naam. Kom ons sing daai koortjie wat sê, ek weet my Jesus kom weer. Nog nie daar vir my sê, maar hoe weet ek dit? Lees maar net die Bybel. Glo maar net dat die woord van die Here vir jou sê, en jy gaan verseker weet, hy gaan weer kom. Prys die naam van die Here. Halleluja.
Halleluja, prys die Here. Don't give up. You're on the brink of a miracle. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou die naam van die Here groot te maak nie. Moenie ophou glo wat hy vir jou kan doen nie. Prys die naam van die Here. Don't give
met my hele hart wil ek hom loof omdat hy koning is. Is daar iemand in hierdie plek wat dit saam met my wil doen? Steek jou hande op en jy loof hom omdat hy waardig is om geloof te word. En ek wil hom loof met my hele hart, wil ek hom loof. En in die mooie atmosfeer mag jy sit, ek neem vir 'n paar oomblikke. Nou ons gaan 'n fantastiese aand hê uit die hand van die Here. Broer Martin, hulle het jou nou in diep waters gegooi. Hy moes sange lei en hy moet sy item bring. Nou ek glo die Here gaan hom seën, maar voordat hy die item gaan bring, ek jou vra, en as iemand in die plek geweldige gehoor oor 'n probleem, dat hy sal opstaan in die sitplek. Oor pyn, maak nie saak wat dit is nie, maar dit is in jou gehoor. En ek weet die Gees van God gaan 'n werk doen in jou liggaam. Sal jy net waar jy sit die oë sluit. Die hande saam met my opsteek. En ek dank U, Here, dat U 'n volmaakte werk doen nou in daardie liggaam. En dat U naam hierdeur sal verheerlik word. En die volk van die Here sê amen en amen. Prys die Here, Broer Martin. Prys die Here. Wat 'n voorreg om te kan sing tot eer van die Here. Weet jy, ek is nie sanger, en dalk 'n bietjie noodhou, ja, maar om dit te kan doen tot eer van sy naam, dit is groter as wat die grootste filmster of sanger kan wees, dan jy doen dit tot eer van sy naam. Hierdie lied wat ons vanaand gaan sing, toe broer Danny woensdag aankom getuig, ons moet meer op ons knieë wees, as wat ons ooit was. En toe hy sê, ja, is dit dat ons knieë weer begin skif, hierdie broek moet begin skif. Dit help nie, jy gaan koop nie, dis daar 'n broek in die winkel wat klaar stukkend is, nee, dit help nie. Jy moet 'n broek kry wat begin skif, sodat jy kan weet, jy was op jou knieë. Prys die Here.
saam met my staan en die Here loof, down on my knees. En ek kan hom loof omdat hy die koning van al die konings is. Altyd lokaal op my broeders, daar die mooie lied, mag die Here dit seën aan elke hart. Ek gaan vra dat u sitplek neem en ons gaan dit anders opdoen vanaand. Ek gaan u nie vra om te staan by die lees van die woord nie, ek gaan u vra dat terwyl ek die woord lees, en dit in u hart inslag vind dat u dan sal opstaan met die Bybel. U gaan saam met my lees in die 126ste Psalm, vanaf die 1ste tot en met die 6ste vers, Psalm 126. Ons het interessante tye. Ons is so, ek het min of meer 'n idee hoe voel dit om te pendel tussen bidplek na bidplek na bidplek. En vir my is dit vreemd, want ek bid op elke plek, maar daar is 'n plek van afsondering wat ek glo die Here my eenkant gebring het, en ek is nog al baie geneig om by die bidplek te bly. Maar die woord van die Here het tot my gekom. En ek gaan dit vir u lees vanuit die Afrikaans, ou vertaling, en dan ook uit die Amplified. Sal u dit merk waar u sit? Die eerste 3 woorde. Doen die Here. Die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Ons was bly. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop alteer en ween en dra die saadkoring. Hy merk dit, hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Die Amplified sê dit 'n bietjie anders. Hy sê, when the Lord brought back the captives who returned to Zion, we were like those who dream. It seemed so unreal. Wat God vir jou gaan doen van vanaand af will seem unreal. Then our mouths filled, then were our mouths filled with laughter, and our tongues with singing. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad. Turn to freedom our captivity and restore our fortunes. O Lord, as the streams of the south are restored by the torrents. They who sow in tears shall reap in joy and singing. He who goes forth bearing seed and weeping and needing his precious supply of grain for sowing shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Tot sover. Nou ek is opgewonde oor wat die Here vir ons doen. Maar terwyl ek vanmôre praat oor die bloed, en ek vanmiddag in die studeerkamer is, nou, u moet dit kom beleef om dit te kan sien.
Dis so 'n bietjie anders. Jy kniel so tussen die stof. Jy stap in en jy het 'n mat voor die deur en 'n mat aan die kant die deur om jou voete af te vee sodat jy nie verstik in die stof nie. En die Gees van die Here begin met my praat. En ek wil met u praat oor 'n draaipunt. En die woord van die Here, en ek wil dit vandag uitroep oor u elkeen. Die beste van jou saak is nog nie vir jou vertel nie. Die beste van jou saak is nog nie vir jou vertel nie. En terwyl die Gees van die Here met my begin deel en hy vir my sê, terwyl die Gees van God met my begin, en hy sê vir my, daar is 'n nuwe begin vir jou en deur die Here Jesus Christus in die volgende paar maande. Ek weet dis reeds die einde van die 7de maand en daar is 5 maande oor. En die Gees van die Here sê vir my, en dat dit gaan vir jou die mees wonderlikste 5 maande van jou lewe wees gedurende 2018. Want die Gees van die Here praat met my in hierdie gedeelte. Hy sê, toe die Here, en die oomblik toe ek by dit kom en die Gees van die Here begin met my praat, oor toe die Here begin sy met my deel en hy sê vir my, dat hy in die lot van Sion verander. En dit van God moet dit vir my sê, en hy sê, ons was soos die wat droom. En toe besef ek hoe groot dit is, en hoe baie keer droom ons groot. Ons droom en ons droom baie dinge en dan word jy wakker en jy's teleurgestel omdat jy gedroom het en dan vind jy uit, dit was net 'n droom. En die Gees van die Here sê vir my, jy gaan vir Carlton wil sê, dit was nie net 'n droom nie. Hy sê, dit mag vir jou onwerklik wees. Dit mag vir jou, soos die Amplified sê, unreal. Dit mag nie vir jou reg lyk nie. En dis toe dat die Gees van die Here met my praat en hy sê vir my, dat in die volgende maande is jou uiteinde nie in die hande van jou agtervolger nie. Hy's nie in die hande van jou onderdrukker nie. Hy's nie in die hande van jou haters en jou agtervolgers nie. Hy's nie in die hande van jou mynkaptein nie. Hy's nie in die hande van jou voorman nie. Hy's nie in die hande van manne en vroue nie. Dit wat gaan gebeur in die volgende paar weke en maande, wat die Gees van die Here vir my sê, die beste is jou nog nie vertel nie. Jou toekoms lê nie in die hande vanaand van mense wat 'n beoordeling en 'n oordeling gaan doen nie. Hy sê jou uitgrypsel vanaand hang aan die Here. Hy sê toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. En daar's 'n goddelike tyd in die raadsale van God vasgevang oor jou en my. En hy sê dat dit is nou tyd. Jy het 2018 7 maande en jy gekom. Jy het geveg. Jy oorwinnings behaal. En daar was neerlaag. Maar dank God vir die laaste 5 maande, sê die Here vir my, ek gaan nie vir jou 'n Kersfees in Julie gee nie. Ek gaan vir jou 'n deurbraak in Julie maand gee. Ek wil jy moet weet, daar's 2 daaroor, as ek reg is. Dis sodat die Gees van die Here met my begin praat en ek wil jy moet weet. Hy sê vir my, daar's 'n goddelike tyd vir jou en vir my, vir 'n omdraai, vir 'n u-draai. En ek onthou 'n tyd gelede toe maak Henry 'n u-draai. En die oomblik toe jy 'n u-draai maak, toe stop hulle, dis blou ligte en sirenes. En hulle stop hom, hulle sê, kom, weet jy wat het jy nou gedoen? Hy sê, ja. En weet jy, hy draai om en hy bombardeer die seentjies en hy sê, ons gaan jou pa toesluit. Ek wil net hê, jy moet weet, jou toekoms is nie in die hande van 'n toesluit nie. Dis nie in die hande van 'n onderdrukker nie. Hierdie u-draai gaan jou bring by die graafplanne van God. Hy gaan jou bring by die oorwinninge. Hy gaan jou bring by 'n lewe gevul met sy krag en met sy majesteit. Hy gaan jou bring by 'n plek waar die woord van die Here sê, dit so onwerklik sal lyk, dat dit gaan voel jy droom. Maar my God sê, jy gaan wakker word en weet, dis die waarheid. My God het beplan dat daar 'n oomblik van omdraai gaan kom. Toe praat die Here met my en ek gaan dit vir jou deel. 'n Aangewese tyd vir jou vrylating. 'n Aangewese tyd wat jy gaan voel, jy gaan uit tralies uitstap, wat nie met slotte gesluit kan word nie. Ek het nie geskryf en ek wil vir jou sê dat jy moet weet. Hy sê vir my, dit maak nie saak hoe lank jy al treur nie. Jy sal ophou huil vandag. Vandag sal jy agterkom hoe dat God 'n draai bring
in jou situasie. En weet jy toe hy dit vir my sê, toe sê hy vir my, daar was 'n aangewese tyd, dat Josef die se drome, wat so lank geneem het, was daar 'n oomblik wat God gesê het, ek gaan jou drome 'n waarheid maak, en hy word van 'n trompvoël, word my tweede in bevel, hy word 'n minister van eerlikheid, hy word 'n minister wat die krag van God uitdra. Ek wil hê jy moet vanaand weet, 430 jaar was Israel in gevangenskap, maar in die 430ste jaar, toe sê die Here, dis tyd om te gaan, ek maak vir jou 'n pad, ek het van die Here Israel het nie geweet, dat daar is 'n groot pad in die Rooi See nie, maar my God weet van 'n pad, wat jou gaan uitlei, jy kan God loop saam met my, hy sê vir my, jou oorwinning is op hande, sal jy dit vir iemand sê, nou by jou. Ek weet ons weet teen wat ons sê. Dawid was van die troon ontneem vir 'n sekere periode van tyd. Ek lees in die woord van die Here, die laaste hoofstuk van Jeremia, dat Jojagen is in gevangenskap. En in die 37ste jaar, toe kom die koning van Babel en hy haal hom uit. En hy verhef sy stoel. Ek wil net hê jy moet vanaand weet, 'n tyd gelede, kom 'n jong man en hy getuig by my en hy sê vir my, ek verstaan nie pastoor, ek sê, wat verstaan jy nie? Hy sê, onthou pastoor, die aand toe jy die stoel, of die oggend, toe jy die stoel hier voor neersit en ek sit daar een kant, buitekant die kring, en jy roep my en hy sê vir my, kom sit in hierdie stoel, so gaan God jou verhoog. En weet jy wat sê, hy sê vir my, hy werk vir 'n firma. Ek het nooit eens geweet hy's disleksies nie. Ek het nie eens geweet dat hy weet nie hoe 'n rekenaar werk nie. Hy sê die volgende oomblik kom die eienaar van die besigheid, en ek praat nie van 'n eienaar van 'n winkeltjie op 'n hoek nie. Ek praat van 'n eienaar van 'n besigheid wat landwyd is. En hy stap in en hy sê, ek wil hierdie man hê. En hy sê, maar ek kan nie daar inpas nie. Hy sê, ek gee nie om nie, ek soek jou. En die werkswinkelbestuurder sê, hierdie man kan nie eers behoorlik 'n rekenaar doen nie. Hy sê, stel dan iemand aan vir sy rekenaar, maar ek maak hom 'n bestuurder. Ek wil hê jy moet weet, jou ballingskap, jou vrylating is op hande. Is daar iemand wat God kan loof vanaand? En daar is 'n heerlikheid wat wag, en daar is 'n ontploffing van heerlikheid wat oor jou lewe uitgespreek is, en daar is 'n profesie hangende, en my God sê, dis die aand wat ek het gaan omdraai. Ek gaan dit vir jou in jou skuld gee. Sal jy loop saam met my? Josef, wat sê hy vir my? Hy het die gevangenskap omgekeer. Almal het dieselfde ding mee gebeur. Vir Israel 430 jaar, vir Josef soveel jaar, vir Jojagen 37 jaar. En ek wil hê dat jy moet weet, die meeste normale mense gaan na 37 jaar, gaan hy maar gemaklik wees. Hy gaan rakkies opsit in sy sel, hy gaan vir hom 'n mooi mantelpiece horlosie kry, hy gaan vir hom 'n transistor radio kry, hy gaan hom inrig, hy gaan vir hom 'n innerbed springmatras kry, en hy gaan hom gereed maak. Want wat is die kans dat jy na 37 jaar gaan vry word? Want my God sê, ek moet vir jou kom sê, dat jou vrylating is op hande. Ek gaan jou verlede wegneem. Jy het gehardloop as gevolg van 'n verlede. Jy het gehardloop as gevolg van 'n skuldgevoel. Jy het gehardloop as gevolg van foute. En my God sê, ek maak vanaand met jou 'n indraai. Ek maak vanaand met jou 'n ommekeer. Ek gaan jou oplig. Ek gaan my heerlikheid op jou gee. Ek gaan my krag in jou gee. Ek gaan dit openbaar. Die heidene gaan gebuig van my hand in jou lewe. Die heidene gaan gebuig vir my voorspoed in jou lewe. Kan jy die Here loof saam met my? Dis net my God wat die goed kan doen. Hy sê vir my in hierdie gedeelte, hy sê toe die Here instap, toe verander die lot van Sion. Toe die Here instap by Hanna, toe raak sy swanger in sy baal. Toe hy instap by Josef,
meester in die land Egipte. En toe hy instap by jou jag in sy dronksel, en toe haal hulle hom uit, hulle sit hom hoog op, en hulle sê vir hom, ons hef jou op, en jy sal brood aan my tafel eet. Hy sê vir my toe hy instap, hy sê vir my, wat is die kans? Kan ek het vanaand vir jou vra, wat is die kans? Dat jy kan God vertrou en God glo, dat as ek vanaand vir jou sê, dat môreoggend as jy by jou werksplek instap, gaan jy jou afdelingshoof met sy hand, sy kop in sy hand sit, en hy gaan vir jou sê, gaan werk net, kom sien my later, en jy sien op sy hele gelaat is daar 'n probleem. En later roep hy jou, hy sê, maar laat hulle vir ons koffie maak, ek moet met jou praat. Hy sê, ek wil net, jy moet weet, ek weet nie hoekom nie, maar ek voel net, ek moet jou vir salaris opskuif na R15.000 'n maand toe. Ek wil jou vra, wat dink jy? Dink jy dis moontlik? Dan wil ek jou vanaand sê, net so onmoontlik, as wat dit vir die Israeliet was, dat God vir hom 'n pad in die Rooi See sou maak. En wat het die Here gedoen? Hy het vir hom 'n pad in die Rooi See gemaak. Deur geloof, wil ek vir jou vanaand sê, net so, ek kan my God vir jou 'n antwoord gee, en binne 24 uur van hierdie aand af, ek doen my God vir jou 'n wonderwerk, en binne 24 uur van die aand, sal jy weet dat God geantwoord het. Weet jy wat sê hy? Hy sê, toe die Here instap, en toe die Here kom, en toe die Here daar is, en toe verander hy die lot van Sion, en toe was ons vir niemand van God knyp die een langs jou en sê jy kan wakker word. God gaan dit vir jou doen. Is daar nog iemand wat dit wil sê? Kan ek jou vra, dink jy vir een oomblik dat Maria en Martha ooit verwag het dat Lazarus weer sou opstaan en weer sou leef voor die finale opstanding van die dode? Nee, hulle het nie. Dan kom sy daar by sy voet en sê, Here, as jy hier gewees. As jy hier gewees het, Here, dan sou dit gebeur het. Die volgende oomblik, toe spring haar oor so ver uit haar kop uit. En sy kan nie glo wat sy beleef. Die graf is oop. En net kom daai dooie uit. Al swewende kom hy uit. En weet jy wat gebeur? Almal sê hy ry aan. God sê, maak hom los en laat hom gaan. Dit is sy tyd om te leef. Daar's 'n omdraai vir jou, sê die Gees van die Here vir my, 'n ommekeer wat deur die Here gedoen word. Wat hy sê dat jou vyande gaan vertel wat God vir jou gedoen het. En ek wil jou vanaand vra, sal jy vir iemand sê, ek kom net vir jou sê dat my vyande, die sondaars daar buite, gaan vir die wêreld vertel wat God vir my gedoen het. En kom aan ons kyk of jy geloof het in die woord van die Here. My God gaan jou antwoord. En kom ek vertel jou iets, jou medekantoorwoner, jou medekantoorbeampte, ek gaan sy mond gaan hang, wanneer hy hoor wat God vir jou doen, want daar's 'n indraai in jou lewe, en daar's 'n ommekeer in jou lewe, jy gaan nie meer vlug nie, jy gaan nie hardloop nie, jy kom terug, dat binne in Sion, jy kom terug tot binne die krag van God, jy kom by sy antwoord, jy kom by sy heerlikheid, en come on church! Sal jy omloop saam met my? Sê God het ommekeer vir jou en my. Wat sal maak dat jy voel nie droom? En dan terwyl jy voel nie droom, weet jy wat sê hy? En ek het dit gaan naslaan. Die Amplified sê dit so effentjies. En ek wil hê jy moet weet, jy het gegee, tot jy nie meer geweet het wat om nog te gee nie. Jy was gedap. En dit is toe dat die Gees van die Here met my praat. En hy sê vir my, weet jy, hoekom loop die saadkoring dra? En hy ween terwyl hy saai.
Hy sê, want hy sit tussen twee gedagtes. Daar is nie meer meel in sy huis nie. Al wat hy het is 'n paar sakkies saadkoring. En nou moet hy besluit, gaan ek dit saai en die volgende seisoen eet, of gaan ek dit maal en die volgende seisoen sterwe? En weet jy wat kies hy? Al huil ek dan terwyl my vrou en my klein my orrelpypies teen die muur staan en huil, en sien hoe ek my hand in daai saadsak steek en ek gooi daai koring in God se grond, en weet jy wat, hy huil en hy huil en hy sê, Here, is dit moontlik? Ek vertrou God, en dan die saad sal in die grond val, en weet jy wat gebeur? Mami huil, ou moet huil, tweede ou moet huil, derde ou moet huil, sussie begin huil, klein sussie huil, die niggies is daar, hulle begin huil, en hy saai, want daar kom 'n dag, en dis nou, en dan die Here sê, steek die sekel in, maak die gerwe vas, daar kom vir jou 'n antwoord. Sal die Here loof saam met my? Genade kind van God. Jy het gesê, ek het nie meer om te gee nie. Ek sal een getuienis in my lewe nooit vergeet nie. Die Gees van die Here bring dit net by my. Pastor W. Schambach, was Pastor Allen, ek kom daar en hou 'n veldtog, wherever, en terwyl hy die veldtog hou, kom daar 'n vrou die middagdiens staan en sê vir hom, Pastor, I've got a problem. I did drive more than 1,000 miles to come and visit these meetings. I've got a problem. My child is a paralytic. Everything 26 diseases. Hy sê, en ek het hom gebring, en is vanaand die laaste diens. Sy sê, ek moet nog teruggaan na waar ek is, en ek het $20 in my beursie oor. Sy sê, nie is genoeg om my kar brandstof in te gooi nie. Sy sê, maar ek gaan vanaand, gaan ek ombring. As die pastoor die Here op sy hart lê, dan bid ek vir hom. En ek praat van totaal 26 van al die major diseases. Hy sê dat hy was gestrem, sy tong het buitekant sy mond gehang, sy oë was melkerig. Hy sê die volgende oomblik toe stap Ellen agter die gordyne uit, en hy sê, hy preek, en hy stop en hy sê, die Here lê 'n snaakse ding op my hart. Hy sê, ek gaan nou 'n geloofsoffer neem, en hy sê, hy het dit nog nooit gedoen nie, hy het nog nooit betrokke geraak by dit nie. Hy sê, en hy besluit, hy sit regop, want hy wil kyk wat hier gaan gebeur. Hy sê, en heel eers is dit daai vrou, hy sê, hy hou hard op, en sy hardloop, en toe hy sy hand so oopmaak oor die offerande bakkie, en toe sien hy $20 val, in die offerande bakkie, en die volgende oomblik draai hy om, en hy sê, die Here wys my, ek bevind my nou in 'n plek, en dit lyk na 'n hospitaal, ek bevind my in 'n plek, ek hoor kindertjies huil, hy sê, oh, it's a maternity ward, hy sê, en ek sien 'n paar dokters staan om 'n wiegie, en hy sê vir hulle, en dan daar's 24, nee, 25, 26, en diseases, in hierdie liggaampie, hy sê, en hy hoor die een dokter sê, hy sal nie lewe om 'n jaar te sien nie, hy sê, die Here wys my, sy ry in 'n motor, sy is op die parkeerterrein van die plek, hy sê, die volgende oomblik sê hy, en die Here wys my, sy is hier, en die volgende oomblik toe kom daai vrou, en sy bring daai neemekaar kind, en die volgende oomblik tref die krag van die Here, en die kom rek terug in sy mond, sy oë word helder, en sy bene gaan reguit, ek wil hê jy moet weet toe die Here kom, en daar iets gebeur, dit gaan in jou werkplek gebeur, dit gaan in jou huwelik gebeur, dit gaan in jou huis gebeur, dit gaan in jou gebedslewe gebeur. As daar iemand van die Here kan loop saam met my, anders verloor ek dit. Ek gaan beter doen as dit kalt en bad. As dit daar waar ons in die kerk was, die kinders
eerste reaksie wat daar was, is toe 'n vleermuis afduik op die mense. Ek wil vir jou sê, meer as 'n vleermuis is hier. Die God van die hemel het hier ingeloop. En hy sê vanaand, en ek wil hê jy moet weet, hy's besig om jou ore gesond te maak. Net waar jy staan, jy kan maar druk. Hy's besig om jou gehoor aan te raak. Hy's besig om die pyn in jou ore weg te neem. Jy kan God begin loof. Wat hoe hy instap. Wat hoe hy instap. Nu gebeur daar iets. Hy sê jy gaan dink jy droom. It's a feel so unreal. But it is real. The Holy Spirit is in this place. En jy moet saam met my. Sê iets kosbaar. Hy sê vir my, ek moet gaan kyk, dat Psalm 126 is gedoebroeik. Hy is die vulsel tussen Psalm 125 en Psalm 126 of 127. Hy sê van al twee begin met min of meer dieselfde. Those who trust in, lean on and confidently hope in the Lord are like Mount Zion which cannot be moved but abides and stand fast forever. Except the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Except the Lord keeps the city, the watchman wakes but in vain. Ek wil hê jy moet mooi luister. Hy sê in vain you rise up in the morning. Hy sê maar toe ek inkom, hy sê toe verander ek die omstandighede. Hy sê ek lig jou op, ek vat jou deur. En die gees van die Here sê vir my, dat hierdie omkeer en hierdie optel gaan so groot wees, en dat die sondags gaan praat oor jou. Is daar iemand in hierdie plek wat dit in geloof kan vat, wat kan sê, Here, is dit moontlik, dan wil ek hê moet jy weet, sondags gaan praat oor jou, en Zakloediek sondags gaan praat op die slag. Ek wil hê jy moet hoor, Johnny Brits, sondags gaan praat oor die woord van die Here. Sondags gaan praat oor jou toehoorde vanaand. Die woord jou goed met jy. Maar as gevolg van jou geloof. Hy sê, ons die Shanbak, hy sê dat hy die vrou kom uit. Hy sê, hy vat hy seentjie. Hy sê, en hy vraag al die hoofde gebuig, en hy sê by homself, Pastor, you can ask that many times, but I want to see what's going to happen tonight. Yes. Hy sê, en hy sien die kind sit hang op sy bors. Hy sê, toe hy begin bid. Hy sê, toe ruk sy tong terug in sy mond. En hy slaan terug. Hy sê, die volgende oomlik verdwyn daar melkerigheid uit sy blinde oë. En hy draai die kopie en hy sien sy ma. Hy moet onthou, hy het nog nooit gepraat nie. Maar hy het gehoor. Sy dowe ore gaan oop. Sy liggaamsfunksies normaliseer. Hy sê die volgende oomblik, toe draai die kind om en hy sit hom neer en hy sê go. Hy sê die kind hardloop en sy eerste woorde was mama. Hy sê die kind hardloop. Ek wil vanaand vir jou sê, Carletonville, maak jou gereed vir die grootste uitdraai in jou lewe. Dit is nie 'n uitdraai om 'n drama nie. Dit is nie 'n uitdraai om ongeloof nie. Dit is 'n uitdraai om geloof. Ek gaan terug na waar die Here my wil hê. Ek gaan terug na oorwinning. Ek het lank genoeg net na boodskapies geluister. Ek wil vanaand die krag van God in my lewe in werking sien. Ek wil my hart en my lewe wat ek voor God oopmaak. Luister, kind van die Here, my God sê, na die oes, vreugde oes, wat wag, vreugde oes uit die trane sal. Dit vir my sê, verweeg my siel. Ek wens ek kan elkeen van jou vat en net my arms so om jou skouers plaas. En sê ek vir die laaste keer, die laaste bietjie saad in die grond van God se voorsiening gegooi. En jy sê, pastoor, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Dan wil ek jou vanaand sê, dat my God gaan antwoord. Ek wil hê jy moet mooi luister, weet jy wat doen hy? Hy sê vir my dat hy maak 'n draai. Hy maak 'n draai. Hy maak 'n draai in jou lewe.
En God sê net 3 woorde. Toe die Here, toe hy voor die graf staan, toe kon Lazarus nie bly nie. Loop die woord van die Here. Toe hy voor jou staan, toe kan ongeloof nie bly nie. Negativiteit kan nie bly nie. Bekommernis oor wat van môre kan nie bly nie. 'n Vrou staan voor jou man en pak hom aan die skouers en sê, hoor jy wat die Here vir jou sê? Dan draai jy om, broeder, jy vat haar en sê jy gehoor wat die Here sê. Dis jou oorwinningsaand. As jy nou nie 'n man of 'n vrou hier het nie, dan kry jy, kom Suster Susan, van hierdie jong vrou hier voor. Haar naam is Delien, sy vra, dis wat God jou beloof. Kom aan. Broeder is klaar met Cheryl, vat vir David daar agter. En sê van tussen sy baarde deur dat God sê vir hom, dis nou jou oorwinningsaand. Jy gaan 'n uitdraai maak. Dis 'n ommekeer. Kom ons kyk hoeveel geloof het jy in hierdie woord. Stap maar na iemand toe. Pastoor, gaan ek jou nie van balans af kry nie, daar by ons moet stil en rustig gaan nie hier. Hoe dommer dit gaan, hoe heerliker is dit. Stap na iemand toe, kom aan my jong maat, stap na jong maats toe en sê die Here Jesus gaan jou aanraak. Hy gaan 'n groot oorwinning bewerk vir jou. Hy is van hierdie aand besig. Hy maak van jou verlede in niks. Hy maak van jou gisterse niks. En hy bring jou terug. En na sy oorwinning, na sy antwoord. Hy bring jou terug na sy grondgebied. Wat jy saai gaan opkom. Dit gaan groei. Kan jy omloop saam met my? Ek weet nie of iemand sit nie, miskien moet ek eerder klaarmaak. Hy sê vir my in hierdie gedeelte, hy sê vir my, he who goes forth bearing seed and weeping and needing his precious supply of grain for sowing shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ek wil vanaand sê, ek wens ek kan doen wat ek wil, wat ek kan, maar ek wil jou vanaand iets sê, dat jy nie gesien wat God gaan doen nie, maar jy kan jou oor wegvat, jy kan maar, pastoor, ek het niks meer oor nie, die laaste, dis hoe die vrou, die Sinamitiese vrou gevoel het, toe die man van God voor haar staan, sê my Heer, ek het niks, ek gaan nou 'n broodjie maak en dan gaan ek en die seun eet en dan gaan ek eet en dan gaan ek op die bed lê van Jacques Bel van Martens en as ek hom nie kry nie, gaan ek 'n ander een van Afpop bel en dan gaan hulle ons kom haal en gaan ons sagte ruste lê. Maar my God se beplanning is nie sterfte nie. My God se beplanning is nie doodgaan nie. My God se beplanning is triomf. My God se plan is oorwinning. My God se plan is dat jy sal deurgaan. Jy gaan deurbreek deur ongeloof. Jy gaan deurbreek in 'n situasie waarteen jy vaskyk. Jy voel, Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Dan wil ek jou vanaand sê, draai om, kom terug na waar die Gees van God jou wil hê. Kan ek dit vanaand sê, kan ek aangaan, kind van die Here, kan ek sien. Weet jy wat sê vir my in hierdie gedeelte? Hy sê hulle gaan uitroep. Hy sê toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Kan ek dit vanaand vir jou sê, dat hulle gaan oor jou praat, Karin. Hulle gaan oor jou praat, soos, moenie nou dat paniek jou vang nie. Moenie nou dat jy voel, wel, iemand is agter my. Blaas in my nek nie, come on. Don't be a sissy. Aanvaar die oorwinninge van God. Hy gaan groter dinge gee. Kan ek dit vanaand vir jou sê, daar's 'n antwoord op die pad. Daar's 'n voorsiening op die pad. Daar's 'n heerlikheid op die pad. Wat jou gaan oplig nie, dat die Gees van die Here jou na hoogtes toe gaan neem. Kan jy die Here begin loof? Want jy vrymoedig gaan neem en sê, Here, ek het klaar gehuil. Vanaand sit ek die laaste bietjie in die mandjie. Ek sit vanaand die laaste bietjie in die mandjie. Ek sit vanaand die laaste bietjie in die mandjie. Pastoor, die Here weet ek het begin sny aan sy goed. Ek kan net sê, ek moet nie sal sit nie, bely dit sommer nou. Dis die laaste plek waar jy moet sny. Daar moet jy gee ekstra.
En wanneer jy begin ekstra gee, gaan jy sien wat God kan doen. Ja, pastoor, nou kom het hier, nou soek jy natuurlijk weer geld. Nee, kom ek help jou reg. Ek het my behoefte by die Here lank al uitgewy. Dan kan ek jou iets sê, is daar iemand in hierdie plek wat dringende behoefte het? Is daar iemand in hierdie plek wat dringend 100 rand nodig het? Kom ons kyk hoe ver is jou geloof. Is daar iemand in hierdie plek wat dringend kan doen met 100 rand? Kom aan, kind van God, ek daag jou uit. Ek is bereid om te saai in God se voorskrif. Kom aan, sodat die Here die sluise van die vensters van die hemel vir jou kan oopmaak. Al wat ek kan doen is ek kan jou net 100 rand gee. Kom ons kyk of dit gaan werk. Kyk die ongeloof, nou Here, ek gaan maar eerder deur die land loop en huil. Ek gaan maar eerder loop en huil. Maar wie kan ek vandaan sê, gun my 'n oomblik om te saai in jou behoefte, dan hardloop jy. Jy kan later deel as jy wil, maar God se opdrag is ek gaan vir jou gee. Sorry, Lord, ek kan wat dit. So ek sterwe liever 10 dode voor ek vanaand my behoefte bekend maak voor so groot gehoor. Nee, ek gaan eerder kwaad word. Gaan my iemand er nog iemand met my oor geloof praat, gaan ek so kwaad word, ek gaan pas op. Dit kan dan net gebeur. Moenie kwaad word nie. Goed, ek het nog een. Dis weer vir die offerande sakkie. Ek gaan dit saai vanaand. Too late. Daar was die Desiree, voel hy wil het vir jou gee. Maar ek wil jy moet vanaand weet, ek saai. Kom aan, as die Desiree voel hy wil het gee, Jaco, as jy persistent is. Weet jy, as jy nou soos daai arme vroukie is wat die nag aangeklop het, dan sou ek nou nie omgedraai het nie, maar jy gee so maklik moed op. Weet jy wat sê die Gees van die Here vir my in hierdie dag? Hy sê vir my, gaan sê vir Carlton wil, you better get ready. Vat die bekers weg, vat die mandjies weg, klim onder die sluise in, maak jou gereed vir 'n uitstort van God se heerlikheid. Dit gaan geestelik wees, dit loop saam, dit loop hand aan hand. Ek kan nie die Here loop saam met my, en dan storm jy op iemand af en sê van hierdie ongeloof van my, hierdie onvrymoedigheid van my. Ek weet wat sê die vyand vir jou. Weet wat sê die vyand vir jou, as ek nou nie uitdaging, wat gaan my man sê? Almal gaan dink, gooi tog die arme mense. Ek kan het vir jou plat Afrikaans, ek sal dit in mooi Afrikaans sê. Hulle gaan ook dood van die honger, ag shame. Pastoor, en dan na die diens kom hulle met 500 rand. Verstaan jy nog nie hoe God werk nie? Ek onthou die oud Tannie in Germiston in 'n semi-detached huis. Vandag se jong mense sal nie weet wat dit huis, wat sy huis dit is nie, is huis wat so aan mekaar gebou is. Die venster is op die straatrond, hy is so op die straatrond. En die ou Tannie bid, die venster is oop. En sy sê, ag Here, vanaand het ek 'n behoefte aan 'n wit brood en 'n bietjie melk. En dan loop 3 skollies verby en hulle spot met haar, hulle staan stil en hulle hoor. Hulle kom van die kafee af en hulle het 'n polony gekoop en hulle het 2 liter melk en hulle 2 brode en nog baie ander goed en botter en jam en alles. En die een sê vir die ander een, kom ons spot bietjie met haar. Hulle sê, wat gaan ons maak? Kom ons gooi hierdie goed deur die venster, dan dink sy die Here dit voorsien. Ek wil hê jy moet mooi luister. En weet jy wat gebeur toe hy sy haar oë oopmaak en die sakgoed lê daar, toe begin sy die Here en hulle lag. Weet jy wat sê die ander ou Tannie? Sy sê, kom niks en niemand sien nie. En die ou eienaar van die plek was 'n boosaard. En toe hy nou eendag besluit, hoor hy hoe sy bid vir ekstra kossies en al hierdie goed, toe besluit hy, laat ek maar vir die ou die rasie 'n paar goed vat. En hy sê, begin die Here dank en hy staan op, hy sê, ek wil net vir jou sê, ek het dit voorsien, hy sê die Here gebruik die duiwel ook om goed te gee. Kan ek jou vanaand sê, daai ou wat so suur is daar by daai werk, as jy na hom kyk, dan sien jy dit lyk asof hy 2 suurpotjies in sy wange het. God gaan hom gebruik in jou vooruitgaan. Jy kan die Here begin loof, hou op kwaad wees, hou op opgeruk wees, en dinge werk nie uit soos
draai om. Hy sê, toe die Here die lot van Sion verander het, as ons soos die wat droom. Prys die Here. Jy moet mooi luister. Van jou God in jou hart werk. Be ready for one of the most miraculous breakthroughs in your life. Is daar iemand in hierdie plek wat vanaand sê, my God, ek wil hê dat iemand vanaand hoor, daar is oorwinning vir my. Pastoor, wat het jy nou gekry? Ek weet nie. Ek sal jou later sê as jy wil weet. Maar wanneer die God van die hemel vir my sê, maak dit bekend, gaan ek dit bekend maak. Maar een ding wil ek vir jou sê, saai die laaste. As jy net so 'n bietjie vrees het, saai dit vanaand. As jy so 'n bietjie humeur het, saai dit vanaand. As jy so 'n bietjie stres het, kom lê dit hier voor neer. Vat sommer by jou vrou 'n tissue en sê, vrou, verskoon my. Hier's 'n asblik. Kan jy die deksel afhaal asseblief, Henry? Ek kan jy die deksel afhaal. Hiervoor baie dankie. En dan sê jy, vanaand saai ek my ongeloof. Ek kry 'n tissue, kry iets. Ek kry 'n stukkie papier, deel 'n tissue en sê ek gaan nie alleen nie. En dan stap jy uit, pastoor, my man, vergeet jou man, suster. God is groter as hy. Hy gaan terugkom en hy gaan voor jou sit en hy gaan huil. Hy gaan uitbars in trane en sê, hoekom het ek jou nie geglo nie? Loof jy net die Here en kyk wat die God van die hemele aan jou kan doen. Is daar iemand wat die Here gaan loof saam met my? Is daar iemand wat die Here gaan loof saam met my? So is daar woord van my. O ja, daar is woord vir jou. Daar is woord vir jou. En wat sê, het gesê, ek kan nog aangaan, is nou so 5, 6, 37 minute voor 8. Gaan nog 'n paar minute, net omdat jy vanaand geduldig was, gaan ons vir jou heerlike sop en broodjies in die saal gee. Hierdie susters raad gaan saai. Dit was nie hulle tyd nie, dit was nie hulle plek nie. Dit was nie hulle tyd nie, dit was nie hulle plek nie. Ek wil hê jy moet mooi hoor. Die broodjies in die sop was nie hulle tyd nie, dit was nie hulle plek nie. Ek wil vanaand vir jou sê, waar is die tesourier? Kom sit langs die voorsitster, Maritza, en bring jou handsak saam en rits hom oop. Maak hom oop en verwag 'n wonderlike ontdekking uit die hand van God. Ek wil hê dat die aansrangers van die susters raad by mekaar, die pianiste kan skuif, gaan sit langs my vrou Erna, my kind skuif na die middel toe. Hulle is buite hulle tyd, dis buite hulle beurt, en omdat hulle ingestaan het, gaan my God vanaand 'n ommekeer bring. Is daar iemand in hierdie plek vanaand wat uitroep en sê, my God, is dit moontlik dat U my lot gaan verander? Dis nie moontlik nie, dit gaan net eenvoudig gebeur, Martin. Dit gaan net gebeur. Sal die Here loof saam met my? Ek wil jy nie maar net maar eenvoudig vergeet van jou sitplek en die Here loof. Hoor wat sê hy? Hy sê die Here, die heidene sal sê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. Ek wil jy nie net bly raak nie, maar skoor dat nog niks in my lewe gebeur nie. Raak bly en sien wat die Here gaan doen. Daar's 'n God op die heerlikheid. Daar's 'n God wat vanaand sê, jy kan my juig, jy kan my loof. Daar's 'n antwoord wat jou naam op het. Sal u dit vertel? Ek wil jou iets vertel, jy het nog nie die einde van jou storie gehoor nie. Jy het nog nie die einde van jou storie gehoor nie. Jy gaan terugkom en jy gaan jou gerbe dra. Jy gaan terugkom en jy kan jou sê, die einde van jou storie is dat hulle wat gehuil het teen die voordeur en die agterdeur, wat gesien het hoe jy daai saadkoring in die grond gooi, hulle gaan saam met jou juig, hulle gaan saam met jou jubel. En kan ek het vanaand vir jou sê, is daar iemand in hierdie plek wat my hoor? Ek wil jou vertel, die einde van jou storie lyk anders as die begin. Jou einde van jou storie is nog nie vertel nie. En ek gaan vir jou die nuus breek. Ek het dit vanmiddag by die Here gehoor. Hy het gesê, die einde van jou storie
is dat jy gaan meer as 'n oorwinnaar wees. Jy gaan meer as die deurbreker wees. Hy sê vir my, ek moet vir jou sê, die einde van jou storie is dat daar sal wag vir jou 'n ondervinding onbeskryflik. En dan die heidene dit sê, en jy gaan sê, ons was bly in die Here, raak net bly in die Here. Draai om wat hy sê. Ek wil jy moet mooi luister. Ek gaan 'n paar goed sê wat dalk aan mense se harte gaan vat. Weet u dat die eerste water wat op die saad geval het, was in trane. Terwyl ek na my vrou kyk, en ek onthou dat sy oggende oor 'n ou hempie van 'n seentjie gebid het, dat die trane op die ou vessie geval het. En dit mag miskien 27 en 28 jaar wees. But she's coming back with hands full of grain. Sy het gehuil. Sy het gesaai oor die ou vessie. Sy gaan maai oor groter dinge as dit. Kan ek jou vanaand sê, kind van God, is jy gereed? Jy het gesaai dat jy gevoel het, ek sal dit in lyf gaan, ek kan dit nie meer vat nie. Dan wil ek jou vanaand sê, staan terug. Haal die asem, ontspan, die Here steek jou hande op en noem op by naam en sê, Here, ek gee hom vir u. Ek gee hom vir u. Ek saai hom, Here. En weet jy wat gaan gebeur? Daar kan niks anders opkom as dit wat jy gesaai het nie. Wat jy gesaai het gaan opkom. En die gees van die Here sê, hou op soek. Hou op rondhardloop. Hou op beskuldigings gee. Hou op beskuldig voel. Hou op voel dat jy gefaal. Die Here sê jy klaar gehardloop. Hou op om te hardloop om te dink jy kan regmaak waarin jy gefouteer het. Jy kan nie regmaak nie. God sê wat ek gaan doen, ek gaan vir jou 'n u-draai laat maak. En wanneer jy die u-draai maak, gaan ek jou op jou pad seën. En jy gaan vergeet van die tekortkominge. Jy hardloop en jy pleit. Jy soek wat. Jy doen moeite. Jy doen jouself tekort. God sê stop dit. Stop dit. Bring hom na my toe. Draai jy om. En kyk wat die Here vir jou doen. En hou op om in te meng in God se plan. Hy verwag die einde van jou storie. As dat jy kom terug en jy dra gerwe. Jy dra gerwe. Jy dra gerwe. Psalm 37 vers 4. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg in die Here hoor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Laat nie dit gehoor uit die ander oor. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Stap na iemand toe en sê vir hom, jy gaan hande vol terugbring. Jy kan maar so loop. Jy gaan hande vol terugbring. Regtig kan ek maak met hom wat ek wil. Bring vir my daai ryker. Dis die mooiste ryker. Weet jy hoekom? Ek het altyd vir my vrou, wat noem hulle daai blomme? Proteas. Dit was vir my gunsteling om vrae te gee. Ek wil vir jou vanaand sê, jy seker ek kan met hom maak wat ek wil. Kan julle susters my kom help? Weet jy wat sê hy? Ek wil hom uithaal. Ek wil vir jou sê, jy gaan met hande vol terugkom. En kom aan Petro, jy gaan met hande, Nadine kom. Ek gaan vir jou gee, jy gaan met hande vol terugkom. En
sê vir hulle, "Ekskuus, ek is hastig. Ek kan nie wag vir wat die alles sal verstaan." Stap so verby. Sê, "Ekskuus, ek wil net verby stap. Kan ek vir jou iets? Kan ek vir jou iets?" Wat sê? Kom aan, Suster Nelly. Hou 'n ekstra blommetjie daar. Ou Vader Lind. My vrou sê sy wil vir jou gee. Dis joune. Kom aan, Cheryl. Why? Pastoor, is toch niks meer, maar die is blare. Die is greenery. Wat noem hulle dit alles? Ek weet nie. Ek het nog nie iets gekry nie. Deel dit. Kom aan, sissie. Ek gaan jou sê, wat maak jy? Vat vir jou nog 2. En dan sien ek jou met 'n greenery wat by hom gaan. Kyk. Ek het vir jou geklomp. Kan jy sien hoe voorsien die Here? Amen. Dis nou hier waar die toets kom. Wat sê my broers? Breek die blommetjies. Breek die blare. Daar's nog. Look, deel dit. Ek wil net jy moet hoor. Hy gaan terugkom. En hy gaan die gerwe dra. Kom aan, Pieter. Pieter for you. Kom aan, vat op by die hand, Patricia. Waar is jou blom? Ek glo dit nie. As iemand dit vir my vertel, het so gesê, dit kan nie waar wees nie. Dat bed op vrymoedig is. Waar is joune, Suster Streweg? Suster Lou, het jy hom? Wie het hom vir jou gebring? Why? Don't you want to pick it yourself? Ek praat met jou, broer Lou. Ek het byna verstaan nie. Nou maar, wat nou van jou? Kom haal. Kom haal. Pastoor, as die ding op die internet kom, gaan jy net gedislike word. I like it. When I am disliked. Robert? Is julle nou onvrymoedig? Marlene? Jy niks? Is jy alright? Wel, ek is nie alright nie. Is daar nog geblaar? Kom. Kom my suster, niemand mag uit hierdie plek uitgaan. As jy nie iets ontvang het nie. Isabella? Barry? Wat ek sê, hy sê loop al deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom. En jy, Sonja, hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Yes, amen. Oh, hallelujah. Ek profeteer dit oor jou. Amen. Yes, hallelujah. God draai die gety. God draai die gety. Waar is joune? Nou, maar dan moet jy iets anders te vat in die plek.
Jy kan nie sommer net gee en nie hê nie. Joune en vir Erna. Ja. Ek sal die pot vat. Het jy gesien wat dit alles uit hom uitgekom? Amen. Ek bring hom vir jou volgende weer terug. Jy sal sien wat in hom is. En ek sluit, terwyl jy na iemand toe stap. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Sê vir iemand naby jou, jy het klaar gehuil. Oor dit wat jy voel, is gebrek. Oor dit wat jy voel, is klaar. Jean-André, het jy iets? Jy kan bly wees. En ek sluit. Terwyl daar geen voedsel meer was nie, het hy gekom en die gerwe gedra. Ek wil jou vanaand iets vra, wil 'n versoek aan jou rig. In die saal oor kan die parkeerterrein. Wag daar vir jou, kan ek dit sê soos die ou mense sê, potte vol sop en broodjies. Ek wil jou vanaand vra om my te help. Ek wil vir die susters graag dankie sê vir hulle saai in die ken mekaar aan. Ek wil jou vanaand vra, al het jy nog nooit in jou lewe sop, ek hoor al die verskriklikste stories, sop is vir siek mense en alles. Dit behoort nie hierdie geval te wees nie, want hier is nie meer 'n siek mens storie op die plek. Maar ek wil vra dat jy daai beker sop gaan vat en jy gaan sê, ek drink hom uit die oorvloed van wat God vir Carlton wil PPK gee. Ek wil jou mooi vra om nie vanaand huis toe te gaan voordat jy nie in die saal gedraai het nie. Jy kan vir jou, ek dink daar's baie broodjies, né? Jy kan jou broodjies so vat, so 4, so in jou vingers kan jy hom vat. Maar as jy nie weet hoe om brood en sop te eet nie, ek sal jou wys, wag net vir my. En as ek inkom, kan jy my vra, hoe eet 'n mens brood en sop, dan sal ek jou wys. Maar ek wil jy moet vanaand weet, dat wanneer God begin antwoord, wil ek jou vra, moenie swyg nie. As hy op jou hart lê, gee, dan gee jy. Want God het 'n plan met wat jy saai. Al is dit 'n woord van bemoediging, dan saai dit. Is die vrede voel nie gemaklik. Nou gaan jy saam met my jubel vir 'n paar oomblikke. Jy het daai mooi koortjie gespeel, my sien. Turn your eyes upon Jesus. Is daar 'n ander koortjie ook? Mighty God. Ek wil net iets sing. It's mind-blowing. Het jy woord? Ek wil die Here vanaand dankie sê. Dit wat vanaand gesê is, en dit wat uitgegaan het vanaand. Ek werk 7 jaar vir 'n maatskappy. Hoe ek daar gekom het, was 'n wonderwerk en die Here het dit deur oopgemaak. Maar jy weet, in die begin het hulle vir my gesê, jy moet jou geestelikheid by die hek los. As jy binnekom, moet jy werk. En as jy vanmiddag weer uit by die hek uitgaan, dan moet jy weer jou geestelikheid optel. En dit het my verskriklike groot probleme veroorsaak in 'n sekere groep in die maatskappy. En dis net die ander gedeelte. En jy kan insit en jy kan werk, maar het voel amper of jy gaan nêrens heen nie. En ek werk vir 7 jaar, volgende week is ek 7 jaar by die maatskappy. En ek dink, en Elsie sê vir my, jy moet vir dit vra en jy moet vir dit vra, maar dis nie dat ek te trots is nie, want ek weet die Here gaan voorsien. En ek sê nie glo nie, broers en susters, 7 maande terug word ek aangestel in die maatskappy internasionaal uit 27 lande as een van hulle mentors. En ek sê, Here, ek sê vir jy so dankbaar, ek is so dankbaar vir dit.
Maar dit was nie die laaste gewees nie. Die kollega van my was my sê ek my Christendom by die hek los. Hy sê ek met my toegewendheid teenoor mense en as ek maar met hulle praat en hulle bedien, ek moet dit asseblief net buite los want dit is 'n probleem vir hom en ongelukkig van hy is by 'n Jowwe getuie groep. En dit het 'n verskriklike issue geword. En al die bevorderings en al die verhoogings en al die ander goede moet deur sy afdeling gaan en deur sy direkteur binne die maatskappy. En ek wil net weer daarop 27 lande word in hierdie vergelyk en 'n maand terug. Kom maar my hulle sê vir my, ek moet myself beskikbaar maak. Hulle wil graag 'n travel plan wil hulle bespreek. En ek sê dit is nogal snaaks want hulle het my baas ingesit en ook my HR persoon ingesit. Ek raak toe nou nogal heel bekommerd. Ek mag dalk by die deur uitgaan en nie dalk by enige ander plekkie. En die direkteur van die UK Health and Safety maak jy afspraak met my baas. En hy vra my, hoekom wil hulle my sien? Ek sê, ek het nie idee nie, maar ek dink ek is dalk in die moeilikheid dalk oor omdat ek iets gesê het. En broers en susters, as 'n proses, voordat hulle hierdie aanstelling doen, moet daar 4 verskillende ouens toestemming gee. Dis die kollega van my se direkteur. Hy moet die nominasie maak en as hy die nominasie maak, dan sal hulle dit deur 'n paneel laat sit in Londen, deur 4 mense en die HR direkteur van hierdie maatskappy sal dan die besluit maak op die einde. En ek wil die Here vandag vir al die lof en al die eer gee. Dit het nie deur die HR direkteur Suid-Afrika gegaan nie. Dit het nie deur die HR direkteur van Vodafone gegaan in die UK nie. Maar die Here maak 'n afspraak en die help van sy direkteur sê vir my, ek wil vandag vir jou sê dankie, jy is nou geerken as 'n wêreldwye health and safety persoon. En ek het vir pastoor eendag gesê, dit is so moeilik om dit te kon getuig, want dit is nie die mens nie. Dis nie wat ek doen nie, ek wil die Here al die lof en al die eer gee. Dat maak nie saak, wat is die proses en wat is die stappe deur die proses nie. Hy maak die stappe heeltemal deur mekaar. En my uitsaakpersoon sit en hy sê, maar waarvoor is ons hier vandag? Ek sê, ek weet ook nie waar ons sal sit en hoe wat gebeur. En die Here gee vir my daai aanstelling, sonder dat die persoon wat vir my gesê het, jou heiligheid en jou Christendom wat jy by die hek los, want hy moet dit gedoen het. En pastoor, hulle het nog nie vir my gesê, gelukkig, maar hulle praat. Die ongelowiges praat. Ek kry geluk mense van India af, en ek kry geluk mense van Nieu-Seeland af. Maar in die local area, nie een wat vir my sê geluk nie, want ek weet vir 'n feit, die Here het 'n pad oopgemaak. Wat hy probeer blok het, het die Here net oopgemaak. En dis alles deur die wil van die Here in sy hand. En ek wil die vanaand bemoedig, die woord wat vanaand uitgegaan het. Al lyk dit hoe onmoontlik. Toe ek in my kantoor sit, en my kyk vir my baas, toe voel dit of ek in 'n droom is. Want hy kyk vir my so, hy sê vir my, ek dink ek en jy moet nou weer 'n bietjie saam beweeg en saam travel. Ek dink ten mensdom, hier gaan ons alweer, want die Here het 'n deur oopgemaak en die Here het 'n pad oopgemaak. Ten minste, ten goeie van enigiets, maak nie saak wat het gebeur nie. Die Here het die pad oopgemaak. Maak nie saak hoe die vyand dit probeer blok het nie. Maak nie saak wat was die stappe gewees nie. Die Here gaan al hy stappe verby. En hulle roep my in. En ek dog ek is in die moeilikheid. En al die tyd is dit 'n aanstelling vir wêrelde. Ek is een van 12 mense wat in September maand Dublin toe gaan vir 'n week lank. Want die Here het my daar gekies om te gaan verteenwoordig. Ek gee die Here al die lof en al die eer, want hy is groot. En dit het alles gebeur. Pastoor het in een oggend gepreek hierso, en ek het ook 'n stoel gehad. So as pastoor jy roep vir 'n stoel, kom sit op die stoel. Want dit is daai oggend wat pastoor vir my 'n woord gegee het. Ek gee die Here al die lof en al die eer. Moenie moed opgee nie. God is nog steeds in beheer. En dit is nie op jou plan nie. En dit is nie op jou manier nie. Dit is nie eens op jou maatskappy se manier hoe om 'n ding te doen nie. Hy vat al daai goede deur mekaar en hy maak 'n weg waar daar nie ene is. Hy gee hom al die lof en al die eer. Nee. Sal die Here loop saam met my. Weer vol staan. He who goes forth bearing seed and weeping at needing his precious supply of grain for sowing,
shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Vat dan een lands, jy sê of jy dit nou wil weet of nie, dit kom jou badlands. Wacht die Here die sê. Let's just all sing it together in the presence of Jehovah.